Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan, maar selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons skriflesing tot sover. Dis 'n baie gereelde sê-ding. Ons sê vir mekaar, ons geloof moet getoets word. Maar dit was vir my nog altyd 'n baie moeilike ding om te verstaan. Want ons bely tog en ons sê God is vir ons lief, volmaak lief. Hy is die goeie Vader. Hy sorg vir ons soos wat net hy kan. Hy wil vir ons die goeie hê. Ons glo dit met ons hele harte. Maar hoekom dan is dit nou nodig nog dat hy ons moet toets? En mense sê die lewe is ons nou klaar hard genoeg, man. Daar gebeur so baie dinge. Nou moet die Here ons nog toets ook by tye. Ons wil net gou vinnig die onderskeid maak. Ek gaan nou nie in die grondtale ingaan nie, maar daar is 'n verskil in die Bybel tussen om beproef te word en om versoek te word. Ek dink ons mooi daar dink kan ons reeds die verskil raak sien. God beproef mense omdat hy mense liefhet, omdat hy iets goeds daaruit wil bring. Dit voel vir ons dalk by tye, maar dis nie nou 'n lekker ding wat met my gebeur nie. Dit voel asof die Here my nou straf vir iets, onthou die Here straf nie. Glo jy dit? Die Here straf, want hoekom was Jesus se kruis daar gewees? Hoekom het Jesus al die sonde op hom geneem? Hy sê, het ons die straf op al ons sondes geneem. Hoekom sal die Here ons dan nog straf? Dit maak ons nie sin nie. Dis nie die evangelie nie, hy spreek ons vry. So al die straf is klaar op Jesus, maar hy beproef ons gaan nou sien hoekom, maar versoekinge, dis daai goed wat, ja, niks gebeur sonder dat die Here dit toelaat nie, ons weet dit mos nou baie goed. Maar jy kan nie God blameer vir versoekings wat in jou lewe inkom en jy gee toe daaraan en jy weet dis sonde nie. So versoekings kom eintlik van die duiwel af. Ons moet dit weerstaan. Ons het laas Sondag met die kindertjies die wapenrusting gedoen met die chocoladepreek. Versoeking en beproewing. Ons gaan vanoggend vinnig praat oor beproewing. Die woord van God sê dat swaar kry en hartseer waardeur ons moet gaan beproewinge is. Dis die moeilike situasies in ons lewens. Dis die onverstaanbare plekke waar ons uitkom, waar ons eintlik nie antwoorde het nie lekker begrip het vir wat aangaan nie. En die goed het verskillende name. Ons is eintlik min genoeg vanoggend hier so in die kerk. Ons sou gou die goed op die naam kon noem. Wat is u beproewing? Die grootste beproewings op hierdie stadium. Ons almal het name daarvoor. Jy weet presies waarmee jy nou stoei en wat vir jou moeilik is, presies. Sien God se hand daar en hy is nie afwesig nie.
Dis nie asof, Here sê, iets het nou per ongeluk gebeur hierso met my kind wat ek nou lief het nie. God is direk betrokke in alles wat in ons lewens ook gebeur. Ek glo dit van harte. Ek kan nie aan God op enige ander manier dink as almagtig en alomteenwoordig en dit sou ons nou onchristelik wees om, sê ek, dis hoe ek die Bybel verstaan, dat ons is nou maar in 'n sondige wêreld, en daar gebeur slegte goed met mense, ten minste eendag aan die einde van die tye, sal die Here alles kom nuut maak, en dan gaan ons in die paradys wees, en saam met mekaar. Dit kom, verseker, maar ons beleef ons nou al reeds op hierdie aarde, God se liefde, sy teenwoordigheid. Ek wil amper sê stukkies van die koninkryk alreeds nou. En geen mens is gevrywaar van beproewing nie. Maar nou sou die gelowige baie maklike ingesteldheid kon inneem, en dis die hartseer daarvan. Onthou, Petrus praat van 'n onuitspreeklike, heerlike vreugde wat in ons harte is. Wat die verwagting vir ons gee, maar nou, party gelowiges het nou hierdie ding van, dit gaan eintlik nou op die oomblik baie goed in my lewe, maar ek verwag eintlik, daar om die draai is maar net nog weer 'n plek waar ek weer gaan seer kry, of mense my weer gaan teleurstel, of ek weer 'n siekte gaan opdoen, of een van my geliefdes, die mense wie ek liefde, of ek gaan weer langs 'n oop graf staan, en eintlik met dit 'n taamlike pessimistiese, negatiewe lewensingesteldheid het. Dit kan mos nie God se doel en wil wees met ons lewens, dat ons so moet leef nie. Heeltyd in 'n semi-stress toestand, om daai ou lelike woord te gebruik. 'n Gespanne mens wat na die toekoms kyk, en dit lyk eintlik maar donker. Want ek sien nie eintlik regtig God se hand daarin nie. Nee, die gelowige sien God se hand in alles. En al sou die beproewing kom, al sou die ergste ding, menslik gesproke, denkbaar met my of die mense rondom my gebeur wie ek lief het, dan beteken God is nog steeds daarby betrokke. Hy het nog steeds 'n volmaakte plan. 1 Petrus 4, in 3 hoofstukke aan, vers 12 sê hy, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Beproewing het groter en dieper betekenis in die gelowige se lewe. Soveel so, dat ons eintlik saam met Jakobus, die volgende kon sê. Hoe dink hy daaraan? En ek wonder of ons dieselfde gesindheid kan aankweek. Jakobus 1 vers 3 en 5. Die geestelike betekenis. Hy sê, my broers en my susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. So God self, met die hulp van die Heilige Gees, is besig om vir ons op hierdie lewenspad voor te berei vir iets wat kom. Maar hy kan ons nie net los nie. Ons kan nie soos kindertjies nog in geestelike doeke rondloop nie. Ons moet groei, ons moet ontwikkel. En daar is eenvoudig een manier hoe die saadjie ontkiem in die grond. Daar moet 'n mate van weerstand wees. Daar moet 'n mate van moeilike tye ook wees, want dit help ons om te ontwikkel. Hoe graag ons dit anders sou wou gehad het, geestelike groei gebeur nie net van self nie. Moeilike tye is in die besonder daai tyd wat die Here met ons op 'n ander manier, ek wil amper sê op 'n spesiale manier besig is. Kan ons dit nie so insien nie? God wil ons nie seer maak nie. Hy is ons nie doelbewus, ek kan nie seer maak nie, maar hy weet waarmee hy besig is. Hy is nie aan ons antwoord verskuldig, dat hy vir ons moet sê, my kind, dit en dit en dit en dit en dit is hoekom ek hierdie goed toelaat in jou lewe nie. Ja, ons kan terugkyk en sien, maar dinge moes so gewees het, maar as ek nou in daai vuur proef, daai moeilike tye is, en dit moeilik is om God se hand raak te sien, moet ek weet, en ek dink dis waar geloof inkom, moet ek glo, al sien ek nie waarmee God besig is, dat hy vir my lief is, dat hy almagtig is, en dat hy dit tot
my eie eer en sy eer sal gebruik in voorbereiding op die eendag dat hy in heerlikheid weer kom. Hy bemoedig ons. Petrus praat dan van die lewende hoop. Ver groter as enigiets in die lewe, ons hoop vir die lewe, maar vir dit wat kom. Ons is eintlik in daai sin toekomsmense, maar ons besef hierdie aarde gaan niks van oorbly nie. Dit wat vir ons so mooi en lekker en aangenaam en gerieflik hierso is, dis maar net 'n tydelike toestand waarin ons verkeer. Ons moenie fout maak om te geheg te raak aan enige iets op hierdie aarde nie. Ons kan geheg raak aan iemand, want die mense saam met ons wie ons liefhet en wat die Here ken, gaan saam met ons in die ewigheid ingaan. Die Here gaan alles kom nuut maak en oormaak. En ons is besig om voor te berei, gelouter te word vir daai dag. Ek het die wonderlike voorreg gehad om 'n dierbare vriend, ek sê gehad, ons nog steeds spel, ons sien mekaar maar net bietjie min deesdae, maar die ou is 'n goudsmid, juweelmaker, dis 'n kunstig, en hy het vir my op 'n dag verduidelik, gewys, hulle het so 'n ou smeltkruisie, waarin hulle met edelmetale soos silwer en dan nou goud sit. Dit is baie interessant, hy het 'n geweldige warm vlam onder die smeltkruisie, en dan gooi die stukkies goud binne dit, en mettertyd, ja, dan smelt die goud natuurlik, en wonderlik, alles wat nie goud is nie, kom dan na boontoe, hy skep daai goed dan af. En ek hou baie van dis 'n pragtige beeld wat Petrus hier gebruik, want hy moes dit ook gesien het. Maar nou is daar 'n catch in hierdie hele situasie, en 'n goeie goudsmid weet presies wanneer om daai smeltkruisie af te haal van die vlam af. Want wat nou ook kan gebeur, is wanneer die goud te lank op die vlammetjie is, dan verander hy van kleur, hy raak so pink, en dan raak hy eintlik niks meer werd nie. So hy moet weet wanneer om presies die regte tyd is wat dit afgehaal moet word, in daai kritiese oomblik. Nou wat die beeld van my vreeslik mooi maak, is hoe weet die goudsmid wanneer daai kruisie moet afkom? Dis wanneer hy sy eie refleksie in die kruisie kan sien, in die goud wat weer kaats, terug na hom toe, dan moet hy afkom. Soos 'n spieël. Dit is nie 'n wonderlike beeld nie. In al die beproewings wat die Here ons toelaat om deur te gaan, is dit nie om ons seer te maak nie, maar in 'n sekere sin, dat God se beeld ook in ons duideliker sal word. Praat maar met enige mens wat al bietjie deur, ons was al, jy gaan deur hel. Ek dink partykeer hier op aarde kan dit vir ons voel, ons gaan deur hel, maar dis nie wat dit is nie. Dit raak warm onder ons, dit voel vir ons, ek kan nie meer nie. Ek moet nou uitklim. Vader, help my, kry my hier uit asseblief. Dis te veel, ek is besig om onder te gaan. Maar somtyds, waar ons dink ons bereik ons eie limite, ons eie grense van ons menswees en vermoë om moeilike tye te kan hanteer, daar is die Here se krag tot ons beskikking. Daar waar ons einde kry, begin God maar net dikwels om vir ons te wys, waar kom ons hulp vandaan? So moenie onthou nie, nommer 1, God hou ons altyd vas. Jy bly in sy hand. Niks kan jou uit sy hand ruk nie, behalwe dalk jouself. Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, sê die Here. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Nie jy nie. God, hy sal dit doen. Tweedens, hy haal nooit sy oog van ons af nie. Hy is die beste goudsmid in die wêreld. Hy weet presies wanneer om ons uit die vuur uit te haal. Hy sal ons nooit alleen los nie. Nooit sal sy oog vir 'n oomblik van ons afwees nie. Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig. Ek wil jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
En ja, dan haal hy ons op die regte tyd af. Haal ons die regte tyd uit die vuur uit. Die Here gaan nie beproewings wegneem nie. Daar sal tye wees van wat dit goed en rustig gaan. En ja, ons kan maar weet, daar sal weer tye kom van beproewing, want dit maak nie saak nie, want God is by ons, hy is aan ons kant. En ons weet, as ek daai kortertjie beproef moet word, sal hy my afhaal. En selfs al sou die laaste beproewing in my lewe behels, dat ek miskien met 'n dodelike siekte of 'n ding, of in 'n vreeslike karongeluk my lewe gaan verloor, dan is dit net God wat gesê, dis was nou die laaste beproewing gewees. Nou, vat ek my kind huis toe. Dat hy of sy kan wees waar ek is. En eendag sal die Here terugkeer. In tussentyd moet God se beeld in ons al meer word. Wat van geestelike groei? Wat het u al deurgegaan? O, die stories wat ons kan vertel. Dis wonderlike getuienisse. Maar sien ons self raak, die Here is besig met u. Hy suiwer ons van 'n klomp goed, ons eie egos, selfbelang, sodat God se beeld duideliker kan word. Daarom kan Paulus ook sê, hy sê, swaar kry, kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Hy is altyd by ons is altyd in sy hande. Hy haal nie sy oog van ons af nie, hy sal nie toelaat dat jy jou geloof verloor nie. Hy sal jou nie bo jou vermoë beproef nie, sê die Bybel. Vertrou hom daarvoor. Dis tye, soos daai moeilikste tye waarin ons geestelik groei en gesuiwer word. Dis tye wanneer die goudsmid daarin werk om sy beeld in my en u duideliker te maak. Amen. Kom ons bid saam. O groote almagtige God en hemelse Vader, ons is nie hier vir onsself nie. Ons bestaansdoel is uitsluitlik vir u eer en lof en heerlikheid. Here, baie dankie dat ons vir u kan ken. Dat ons u kan ken as die goeie Vader, die een wat sy kinders se voordeel in gedagte het. U sal nie toelaat laat ons struikel en val nie. Hemelse Vader, nie in die mate dat ons geloof verloor nie. U wil vir ons baie graag by u hê. En omdat u almagtig is, sal u en gaan u alles doen om ons so voor te berei dat ons by u kan wees. Ek is doodseker, Here, u soek nie 'n klomp geestelike babas in die kerk nie. U soek volwasse Christene. Mense wat al gelouter is deur die vlam van beproewinge, om sterk te staan. Mense wat nie skrik vir die aanslae van die Satan nie. Mense wat u liefde ken in die moeilikste van tye, u lig in die donkerste van omstandighede, en nog steeds kan sê, prys die Here, hy is goed vir my. Loof God. God is goed. U is altyd goed. Here, wees dan ook vir ons goed, soos wat net u kan. Here, ja, ons kan vanoggend bid, moenie laat slegte goed met ons gebeur, moenie laat lelike goed met ons gebeur, Here, ons wil regtig, ons wil 'n goeie lewe hê, ons wil 'n rustige lewe hê, 'n lewe vol seëninge en rykdom en gesondheid. En ons bid, Here, gee dit vir ons en ons geliefdes, maar as die tyd kom dat U wel besluit dat ons gelouter moet word, soos goud op 'n warm vlam, dat ons U hand sal raak sien, dat ons U sal vertrou, dat ons sal glo, en Here, lei dan vir ons op hierdie lewenspad, tot aan die einde, wat eintlik die nuwe begin is, waar ons by U gaan aansluit in die koninkryk in die hemel, ons gaan fees vier tot in ewigheid, waar elke traan deur U goddelike Vaderhand van ons oë afgedroog sal word. Ons sien so uit daarna, Here, en ons bid, laat U koninkryk kom, laat U wil bovenal alleen geskied. Amen.